Uit die aard van my werk, ek werk by 'n vakbond, so ons werk met verskeie mense uit verskeie beroepe uit en onder andere maatskaplike werkers is ook 'n groot deel van ons ledetaal. En ons ervaring is dat hierdie mense is baie passievol. 'n Ou is genooi of jy word deur God word jy amper aangestel om te wees wat jy is as 'n maatskaplike werker. En 'n ou het baie passie in jou hart en jy kry met die lelike goed in die lewe te doen. So dit is regtig vir 'n maatskaplike werker bitter belangrik om ten einde effektief te kan funksioneer en om jou passie te behou, moet 'n ou grense stel. Dit is 'n geweldige beroep wat omtrent alles van jou vat. En as jy nie gaan grense stel en sê maar hoorie ek om die beste vir iemand te gee nie, moet ek na myself eers te kyk nie, dan gaan jy nie in staat kan wees om jou werk te doen nie. En hoe moeiliker ekonomiese omstandighede in die land raak, hoe meer word hierdie die las op 'n maatskaplike werker net meer, want dit gaan oor mense wat werke verloor, daar's nie kos in die huis nie, kinders wat gemolesteer word, kinders wat mishandel word, en dit word alles voor die deure van die maatskaplike werker gelê, want dit is jou beroep, jy word aangestel om hierdie dinge te hanteer en baie keer met baie min hulpmiddels. So dit is iets waarvan 'n ou nie kan weghardloop nie, jy is in 'n beroep en jy's daar om jou beste te gee, maar daar is ook sekere tips, kan ek maar sê, wat 'n mens regtig moet vir jouself daar stel en gebruik om na jou eie welstand om te sien. En dit is belangrik dat 'n ou regtig grense stel en dat jy nie uitbrand nie. As jy eers aan trauma, uitbranding ly, die Engelse woord is eintlik vir my meer verduidelikend, compassion fatigue. Om van dit te herstel is baie moeilik. Jy kom op 'n stadium dat jy regtig hard word, dat jy nie meer empatie het nie, dat jy wonder maar hoekom is ek in hierdie beroep, ek wil hier uitkom en ek hou nie van myself nie en ek kan nie vir myself eers help nie, hoe kan ek ander mense help en 'n ou wil nie daar kom nie. So ek dink om passievol te bly en om te kan doen wat jy doen en met onderskeiding te doen, het 'n ou nommer 1 die rus en die kalmte en die vrede van die Here nodig. En hy sê in Matteus 11 en is altyd vir my so vertroostend, as vir die wat moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Maar hy gee vir jou wysheid en hy gee vir jou geleenthede. En baie keer ook kry jy mense wat jou uitput en wat jou tyd steel en wat nie noodwendig op die Here dat hy hulle op jou pad gebring het om te help nie. Baie keer is mense regtig vrate wat van jou wil steel terwyl ander mense jou hulp regtig nodig het. En ek dink daar moet 'n ou ook vra vir onderskeiding. En dit kan jy doen deur met 'n kollega te praat of met iemand wat jy vertrou. En ek moet net sê ek weet maatskaplike werkers is in moederskoot is jy al gevorm om 'n maatskaplike werker te wees en om 'n verskil te maak en om hoop te gee vir 'n gebroke wêreld. Maar om hoopskeppers te wees, moet jy self jou bron van hoop kry en dit is by die Here. En dan moet jy na jouself kyk en dis belangrik om grense te stel en dis belangrik om na jouself te kyk en jou eie gesondheid, om bietjie te oefen, om reg te eet en om as dinge oorweldig raak, om dit definitief met iemand te bespreek wat jy vertrou.